Hallo almal, welkom by my kanaal. Ek wil net vir julle die klas wat ons Dinsdag aand gemis het wys. Ek dink nie daar's enige iets nuuts behalwe die bindingsisteem nie. As jy nie kan sien vir die nuwe bindingsisteem nie, kan jy regtig die oue gebruik. Dit is nie 'n probleem vir my nie. Ons werk tans aan hierdie boks met die mini-album binne. Like so, en vandag gaan ons die mini-album doen. OK. Ons gaan hierdie mini-album gou doen vandag. Goed. Ek wil hom net wegsit, dat hy uit my pad uit is. Sy. Ons het ons stukke gesny. Ek het my stukke gesny. En same old. Jy haal die tybacking af. Jy sit eers tieback aan as jy het. Ek het ongelukkig nie meer nie. So ek gaan nie tieback aan sit nie. Sit jou stuk neer. Kry jou T-ruler. Is nie hy nie. Sy. Hou hom vas aan die bokant. Like so. Skuif hom na die volgende kant toe. En die T-liniaal het ons self gemaak. Baie maklik, jy kan dit self doen. Daar's regtig niks aan dit om te maak nie. Goed. Sit ons stukke neer. Ons het nou 'n ekstra stuk hier en ek het nie 'n mat op nie, so ek gaan my lyn trek met 'n potlood en ek gaan hom bloot sny met die skêr. En terwyl ek nou daarmee besig is, laat ek net my boekhoekmaker kry en sommer my strepe trek van die hoeke. Ek werk op nommer 3. Vir die wat nie weet hoe hy werk nie, dis 'n boekhoekmaker en jy het verskillende hoeke hier. Jy het 'n 1.5, 2.5, 3 en 3.5. 3.5 is vir jou heel dik chipboard. Maar ons werk selde daarmee, so hy is daar, maar ek gebruik hom nie altyd nie. Ek werk byna alles op 3, en as ek werk op papbokse, dan werk ek of op 1.5 of op 2.5, afhangende van hoe dik hy is. Goed. Daar's hy. Nou gaan ek sommer alles met een slag sny. Dan tel ek my stukke gewoonlik op, so, skus, en ek vou hom om. Jy kan hom natuurlik met 'n scoring dan ook plat maak. Wat ook al die geval mag wees, solank hy plat is.
Goed. Dan vat ek my 3/4 duim tape en ek sit hom op die kant hier vas. Reg rondom. Presies op die hoeke ook, sodat dit nie daar kan lostrek nie. Ek burnish goed. Haal af jou tape backing. Vat jou gompie. Sit gom op jou kante. Ag, op die stukke waar jou chipboard en jou papier vasgaan. Vou hom om en maak plat. Dat dit so lyk aan die einde. Hierdie vou jy plat, sommer dadelik dat jy weer is plat. Dan doen ons die volgende een. Baie dankie, Cooks. Dankie. En so maak mens. En so maak mens. Maak plat. Vou om. Maak seker hy is lekker vas. Maak plat jou hoekies. Kom verby met jou naaldgom reg langs jou chipboard. Dat jy seker is hy is vas. As dit nodig is, gebruik 'n lappie om jou ergste gom uit te druk wat uitloop op die kant. Ek sê altyd, as jou gom uitloop, dan weet jy jou hoeke is deurnat. Of gedeurgom. Doen dieselfde hier. Vou om. Maak plat. Plaksaag. Dan kom ek verby met my burnishing tool en ek druk my stukke in tussen my waar my spine gaan wees, druk ek in en ek leer hom so lank om vas te bly. Dan voor ek aangaan, gebruik ek 'n 3/8 duim gom. Ek sit hom vas beide kante. Sodat ek weet, as my binding op is, gaan my gusset, my spine nêrens heen. Partykeer het ek gekry in die verlede, voor ek dit begin doen het, dat hy half babbel, en as jy dit so doen, dan babbel hy nie. Goed, dit daar gelaat, ek maak hom altyd toe, sodat ek my ander stukke kan gom. Hier het ek hulle klaar gesny. Klaar gemeet, klaar gesny. Gebruik ek my dikste tape.
wat ek het, behalwe die 6 duim, ek gebruik nie die 6 duim nie, 2 duim hier. Like so. Reg rondom weer en dan so 1 in die middel. Net so 1 is genoeg. Goed, dis ons lang stuk, ons korter stukkie, want ons las. Is ek lief daarvoor om hom vol te maak, as dit moontlik is. Dan gaan ek ten minste my 3/4 duim tape vat en hom net hier neersit, so. Goed burnish. Like so, dan bring ek my album terug. Ek haal my tie backing af van my 3/8. Ek sit my naadgom intussen die 2 chipboardstukke. Haal my tie backing af van my groot stuk. Sit hom aan, sit hom op. Presies begin hom in die linkerkantste onderste hoek meet. Ekskuus. Sit die tweede een op. Weer regterkantste hoek. Presies. En voilà. Burnish ek lekker. Kom verby. Soek my spasie wat tussen my stukke is. En daar is jou album. Goed. Hy is presies reg. Ek is lief daarvoor om toe te druk hier. Om hom net so te los, dat my stukke hier binne droog word. Hy gaan nie aan mekaar vasklou nie, hy gaan los wees, want ons het hom klaar geleer. Ok, dan ons binding, gaan ons gou sny. Het ek dit gesny? Nee, ek het nie. Ek het. Nee, ek het nie. Goed. Nou, as jy wil om die nuwe stelsel te doen, gaan ek vir jou vra om 'n stuk en nog te sny. Ek sal nou meet as ons klaar is. Dan kan ons sien hoeveel het ons gebruik. Ek was nie doodseker nie, daarom het ek toe nou nie
geskryf nie. Ek dink ek het geskryf 8/12, maar ek is daarop gelet dat dit nie genoeg is nie. Dan is dit belangrik dat jy 'n kwart duimtyp tussen die twee stukke sit. Kwart duim is meer as genoeg. Ek gaan nou net hierdie ekstra stuk aansit, dat ek vir julle kan wys en ons meet hom dan. Goed. Ek sit as 'n reël my 3/4 tyd neer. Aan die begin, aan die agterkant. En dan trek ek hom af. En ek hou hierdie tape backing van my eers. Ek sit hom neer, waar hy moet wees, en ek druk hom plat. So nou gaan my binding sisteem nêrens heen nie. OK? Dan begin ons op. Wat het ek gesê in die cutting guide? OK, ek het niks gesê nie. So kom ons gaan 1 duim toe. 1 duim. Dan tel ons 1, 2, 3/8. 1, 2, 3/8. Party mense doen nie hierdie eerste 3/8 nie. Maak nie saak nie. Do as you want. Do yours. Doen soos jy wil. As jy tevrede is om nie daai 3/8 te hê nie, you do you, soos Tim Holt sal sê. Dan doen ons 'n half. Nog 'n half. 'n 3/8. 'n half. Nee, wag, ek eers seker maak. Ja. Waar is ons nou? 3/8 en 3/8. Sien, ek moet nou nie myself te mekaar maak nie. 3/8, 3/8, half, half, 3/8, half. Hierdie is ons gusset. So hier is die gusset. Dan gaan ons weer 3/8, half, half, 3/8, half. Hierdie is ons tweede gusset. 3/8, half, half, 3/8, half. Daar is ons derde gusset. Drie-agste, half, half, 3/8, half, 3/8. Hierdie is ons vierde gusset. So ons het nou 1, 2, 3, 4 bladsye. So ons moet nou nog 'n bladsy maak. So dan is ons weer by half, half, 3/8. Goed, nou moet ons hom optel.
En ons sit hom op die 6 neer, dis wat ek gewoonlik doen, as ek so iets doen. En nog 'n 3/8. 1, 2, 1, ja. Nee. En dan sal ons sê, okay, ons het nou op 6 en 3/8 geëindig, kom ons vat hom na 6, 7,5 toe. So, hier gaan ons hom dan afsny. So, alles en alles is, hierso is 12, 13, sê 13 en 'n 3/4. Okay. Anderser hou by die ou baaniesisteem wat jy gewoond is om te doen. Hier het ek nou maar net gedoen om bietjie te toets en hy was vir my suksesvol. Goed, nou sit ons tydbekkie terug. So, dan begin ons. Hierdie is ons eerste 2. Dan ons begin met ons dubbelvou op ons tweede een. Dan skiep ons 1, 2, daar is ons gusset. So die volgende een sit ons weer gom. Skip, volgende een. So jy skiep 1, 2, 3, dan sit jy hom op die 4de een weer gom. 1, 2, 3, 4de een weer gom. Een, 2, 3, 4de een weer gom. Goed. Nou, kan jy eers alles vou as jy wil. Ek vou dit nie, ek is al gewoond om dit te doen. So ek haal my eerste stel gom af en ek vou net my voorste een om, sodat ek my 3/4, my 3/8 en my halfduim het. Goed, hierdie is dan nou, word dan deel van my gusset. Die volgende een doen ek ook. Vou hom om, vou terug. So hierdie is ons gusset. As jy hom weer die derde een doen, gaan jy sien, vierde een, vijfde een, so, vou hom terug en weer terug. Nou het jy 2 omvoustukke, maar jy het 5 regop stukke waar jou bladsye aan gaan kom. Burnish goed. En dan kan jy hierdie gedeeltes van jou omvou, jou 3/8 duim en jou halfduim. Sien, dis net die gussets wat wys. Daar, daar, daar en daar.
Goed. Nou lyk hy so. Sien? Maak hom weer lekker plat. Nou kan jy jou double-sided tape aftrek hier. Om 'n bietjie gom gee. Julle, ek vertrou nooit double-sided tape nie. Ek het al te veel goed gekry wat losgekom het, so ek verkies die gom saam met dit. Like so. Hierin gaan ek sommer net gom gee. Vou hom om. Maak seker dat jou gom wat uitgeloop is, opgeruim is. Daar's hy. En dan bring ons album terug. Ons gaan hom nou eers double-sided tape smee. Ja, gee. Hy is nou bietjie dik hier, waar ons hom gelaas het, maar dit is nie die einde van die storie. Jy gaan dit nie sien as jy klaar is om jou album te doen nie. Goed. Kom ons verby met ons double-sided tape. Lekker windskeef, Annemarie. Julle. Moet maar lekker droog maak as ek tyd het. Haal af jou tape backing. Kom ons toets hom eers. Soos hom neersit. Jep, hy pas perfek nou. Perfek. Goed. Sit hom neer, skat hom bo onder. Presies. Hoekom is hierdie vir my so skeef? Ekskuus julle. Jou wys windskeef. Hoekom? Dis fout.
Iewers het ek dit laat dit my aan Aziza dink. Hier is 2,5 en hier is 2,25. Nou verstaan ek nie. Ek gaan julle sê wat, ek gaan nie die video eindig, dan gaan ek hierdie gom gou afhaal en kyk wat ek verkeerd gedoen het. Dan gesels ek DV Dinsdag aand weer met julle. Baie dankie dat julle gekyk het en mooi loop. Bye bye.